Goeienaand, alweer, nog steeds. Hier is nog lank nie klaar met Abraham en sy geloofsvorming nie. Daar is nog skaafwerk nodig. In Genesis 20 vind ons 'n verhaal wat baie soortgelyk is aan die verhaal wat in Genesis 12 opgeteken is. Toe Abraham en Sarai na Egipte gevlug het weens die hongersnood in Kanaan. Toe het Abraham uit vrees vir Farao voorgegee dat Sarai sy suster is. Abraham het in die geloof getwyfel in die vermoë van die Here om vir hom te sorg en vir hom 'n nageslag te gee. Die Here gryp egter in en red hom en daarmee saam ook die verbond met hom wanneer hy hom terugbring uit Egipte. Nou amper 24 jaar later duik dieselfde versoekinge op. Terwyl Lot hom in Sodom gevestig en deel van die sondige wêreld geword het, vind ons Abraham in hierdie hoofstuk steeds aan die trek. Hy bly 'n vreemdeling in die beloofde land. Hy wag geduldig op die belofte van die land van die Here. Nou trek hy verder suid en wes as voorheen, amper tot op die grens van die beloofde land. Ons lees Genesis 20 se eerste 2 verse. Abraham het van Mamre af weggetrek na die suidland toe en hom tussen Kades en Sur gevestig. Toe hy op 'n keer in Gerar gewoon het hy voorgegee sy vrou Sara is sy suster. Koning Abimelek van Gerar het haar toe laat haal om met haar te trou. Abraham en Sara se leefwyse hou gevare in. Hulle trek telkens op vreemde stadskoning se grondgebied rond en dit hou bedreigings in. Benewens alles was daar altyd die gevaar dat die koning vir Abraham sou doodmaak om sy vrou vir homself te neem. Uit die verduideliking van die ontstoke Abimelek later word dit duidelik dat Abraham en Sara 'n staande reëling met mekaar getref het. In vers 11 tot 13 lees ons, Abraham het gesê, ek het gedink hier is niemand wat vir God dien nie, en die mense sal my doodmaak oor my vrou. Sy is regtig my suster, sy is my pa se dogter, maar nie my ma se nie. Ek is met haar getroud. Toe God my uit my vaderland laat wegtrek het ek vir haar gesê, jy kan wys dat jy my liefhet deur op elke plek waar ons kom van my te sê, hy is my broer. Ai tog Abraham, wil ons sê, dieselfde storie oor en oor, dieselfde temas oor en oor, klein geloof, eie planne maak, eie sekuriteit skep. Soos met die vorige verhale bring dit die verbond van die Here met Abraham in gedrang. Hierdie gebeure dreig om weer die beloftes van die Here ongeldig te maak. En dis dan nou so naby, binne die jaar waarin Sara swanger moet word. Daar is egter genadiglik nog 'n tema wat dwars deur die verhaal van Abraham strek. Dit is die Here se getrouheid. Dit is die Here se ingrype. Dit is die Here wat sy beloftes waarmaak. Weereens kan die klein geloof van Abraham en Sara nie die beloftes van die Here ongeldig maak nie. Nog eens bemoei die Here hom met Abraham, deur in 'n droom aan Abimelek te verskyn en hom te waarsku dat hy gaan sterf as hy gemeenskap met Sara sou hê. Die verhaal blyk dit ook dat die Here die vroue van Abimelek in die tyd daarvan weerhou het om swanger te word. Die boodskap is duidelik, die Here beskik oor die geboorte al dan nie van kinders. Abraham moet dit ook op hierdie manier hoor. Merkwaardig in hierdie verhaal is dat die Here dieselfde Abraham wat so in klein geloof optree, gebruik as 'n profeet teenoor Abimelek. Abraham moet al meer en meer verstaan dat hy tot seun van die nasies is, ook tot seun van Abimelek. Daarom word hy geroep en lees ons in vers 17 dat Abraham vir Abimelek by God ingetree het in gebed en dat God dan vir Abimelek en sy vroue gesond maak om weer kinders te hê.
Die aanhoudende reddende genade van die Here oorweldig die aanhoudende klein geloof en die eie planne maak van die mens. Abraham en Sara is, soos meestal al die Bybelfigure, voorbeelde meer van ons as vir ons. En dis nie anders vandag met ons nie. Alweer twyfel, alweer my eie planne maak, alweer myself vooropstel. Genadiglik, alweer die Here wat kom ingryp. Goeienaand.